Okay, julle, môre. Julle is splinternuut. My naam is Koos. Welkom, hoor. Great, amazing. Ek wil vir julle vra, die dag toe Jesus die nagmaal ingestel het. Julle praat Afrikaans? Okay. Jy ook, ja. Die dag toe Jesus nagmaal ingestel het, toe vat hy die elemente, hy vat die brood en hy vat die wyn en hy sê, so gereeld as wat julle by mekaar is. So, dit beteken, jy hoef nie in 'n gebou te wees nie, jy hoef nie in 'n gemeente te behoort nie. As jy bely dat Jesus jou redder is en dat God jou Vader is, dan het ons die voorreg om saam nagmaal te gebruik. So ek gaan julle vra nou, asseblief, Nico, wil jy gou vir ons dalk, en wil jy nie gou help, Rudy, asseblief, net vir ons die nagmaal elemente uitdeel? Hou vas hom net, ons gaan dit saam gebruik, nou, alright, maar hou vas hom net terwyl die son amper opkom, kom my. Hulle het my gebel gisteraand gevra hoe laat kom die son op, toe sê ek vir hulle, nou ja, nou doen hy sy eie ding. Het julle daai klomp kruisies gesien op daai bergietjie daar? Beautiful, né? Julle dankie dat julle die moeite geneem het om vanmôre daai windmeulens, dis waar hulle die wind maak in Jeffreys Bay, daar op daai berg. Dankie dat julle vanmôre die tyd uitgekoop het om saam met ons te kom kuier. Ek wil net vir julle 'n baie kort woord deel en dan gaan ons afsluit met nog een liedjie en dan nooi ons julle almal asseblief, ons gaan 'n kilometer wors braai en net kuier. So moenie weggaan nie, okay? Julle is baie welkom. Is jy gereed? Is jy al besig om op te neem? Hi, aan die wêreld daar buite, goeiemôre. Dis cool in Jeffreys Bay. Ek het nou vanmôre my baadjie aan, het julle gesien? Net vir hulle wys gou, sorry hoor. Sien julle hom? Ek is 'n Springbok akrobatiese valskermduiker. Die van julle wat dit nie geweet het nie, ek het eendag lank gelede uit 'n vliegtuig uitgespring, toe gee hulle vir my 'n baadjie. Maar ek het self die badge opgeplak, is alright. Ek praat sommer net om die tyd om te kry, kan ek ook een kry, asseblief, baie dankie. Waardeer jou. Pen om so dat hulle sien hoe lyk dit. Ilana gaan vir julle wys hoe lyk ons dekor vanmôre, baie dankie. Hulle het dit spesiaal so vir ons uitgesit. Dit is beautiful. Julle, laat ek gou sien, almal bedien. Baie dankie, almal het die nagmaal elemente. Die vraag kom gewoonlik, maar wat is dit tog nou met Paasfees? Wanneer het 'n haas begin chocolate eiers lê? Hulle het nou die aand op daai kinderprogram op TV toe vra hulle, is die tandemuis en die paashaas pelle, werk hulle vir dieselfde baas? Toe is daar een ouetjie wat sê ja, die paashaas gee chocolates, so jou tande kan vrot word en dan kom al die muis hulle, so hulle werk vir dieselfde baas, verseker. Maar hoekom is ek en jy vanmôre hier? Party van ons by accident, party van ons op uitnodiging, welkom Chris saam met ons. Julle wat, ek ken nie julle name nie, maar welkom, ons weet nie hoe het julle hier uitgekom nie. Kom ons glo, dis 'n divine appointment, mense wat lanklaas hier was, mense wat elke dag hier is, ons is lief vir julle, maar hoekom is jy hier vanmôre? Wat, hoekom, why? Want dis Paasfees, wat beteken Paasfees? Paasfees beteken baie eenvoudig, dat daar het iets gebeur in die geskiedenis van die mens, in die geskiedenis van die wêreld, waar God dit bepaal het om herstel te bring in verhouding tussen mens en God. God het die mens gemaak, Adam, dit was goed, maar hy sien, dis nie goed nie, hy maak vir hom 'n maatjie wat by hom pas. En hulle leef in harmonie, hulle leef in eenheid, en dis fenomenaal. Kan jy dink, ons is nou by sonopkoms, maar 4-5 uur vanmiddag, kom die Here af in die tuin van Eden en hy gesels met die mense, hulle het fellowship. Hoe special is dit? En sonde bring 'n toestand van verwydering tussen mens en God.
Sondes wat ek en jy ken, is die vrug van daai toestand. En God kom en hy sê, daai kan nie wees. En hulle probeer allerlei goed reg deur die Ou Testament. Daar's profete en rigters en konings en goeters en hoeveel wette, Moses se wette, en daar is kulturele wette en Joodse wette en wat, en dit kom net eenvoudig nie reg nie. En dan sê God, weet wat, ek stuur my seun Jesus vir jou. Ek stuur my seun Jesus vir jou, vir my, vir die wêreld daar buite, so lief het God die wêreld gehad, sodat ek en jy weer in fellowship met God kan leef. Kom ons lees net baie vinnig 1 Korintiërs 15. Paulus skryf en hy sê hierdie, jou gesel het my gebel, hy kom. 1 Korintiërs 15. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is hierdie. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die woord. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die woord. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12. Daarna aan meer as 500, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my verskyn. Dis Paulus wat skryf, né? Hy sê ons het hom gesien. Ons het hom gesien. Die apostels, Sefas, Petrus, né? Die 500 mense, so geskiedkundig. As jy nou een van daai ouens is wat sê, maar hoe kan ek dit glo? Daar sê Paulus, Jesus het aan mense verskyn. Dis nie net in die gedagte nie, dis nie net 'n storie nie. Jesus het verskyn, hy het hulle gesien. Mense het hom gesien. Dan sê Paulus, ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek of hulle is, dit wat ons verkondig, en dit is wat julle glo. Wat het gebeur nadat die disippels vir Jesus Sondagoggend gaan soek het, die vrouens het daar ingehardloop, die graf is leeg, en wat het gebeur? Wêreldgeskiedenis verander, Jesus het opgestaan, maar van daai dag af begin die Christene 'n Sondag gedenk as die dag om by mekaar te kom. Dit verander van die Saterdag of van die Vrydag na die Sondag toe, die dag van samekoms. Ons hoef nie meer die Sabbat te doen nie. Jesus het opgestaan en hy sê vir hulle, kom ons gedenk dit. Nou in daai tyd het hulle 10 to 1 gedoen wat ek en jy vandag doen. Dit was nog steeds in die Joodse kultuur. Sondag was nog 'n werkdag. So hulle moes werk toe gaan. Hulle het 10 to 1 voor son opkom by mekaar gekom soos wat ons vanmôre gedoen het. Hulle het 10 to 1 gesê, kom ons gaan net vroeg. Ja, dis koud. Daar sit daarom nou somer hierdie tyd van die jaar, nê. Maar dis koud, dit is ongemaklik en maar kom ons maak moeite om by mekaar te kom, en dit, as jy ooit gewonder het, is hoekom ons op 'n Sondag kerk hou. Kerk is liggaam van Christus by mekaar kom. Dis die een ding wat 'n praktiese implikasie is van dit wat gebeur het. Die geestelike implikasie. Die geestelike implikasie is eenvoudig dit dat 'n nuwe bedeling het gekom. Skielik word al die skrifte wat na Jesus geskryf is, wat voor hom geskryf is in die Ou Testament, profeseë wat verwys na hom toe, al hierdie dinge wat sê, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit het gebeur.
En hier sit ons vanmôre, dit het gebeur vir jou en vir my. Wat is 'n paar beloftes in die woord wat ons wil hê, wat ons wil toeëien vir onsself? Want ons het mos almal 'n gunsteling vers. Jy moet een hê, verseker. Wat is jou gunsteling vers? Ek weet nie. Myne, daar's baie. Van Genesis tot Openbaring, maar daar's 'n paar wat uitstaan. Goed soos, en kyk, alles het nuut geword. Die ou goed het verbygegaan, alles is nuut. Oh my soul. Verstaan jy wat dit beteken? Verstaan jy dat voor die kruisiging, voor die opstanding, was ek en jy verlore? Ons het soos koning Hiskia geloop en na die muur toe gedraai gesê, Here, ek is bang tot die dood toe, ek wil nie nou doodgaan nie. Hy het geweet God is daar. Hy het gehoop hy is okay. En God het vir hom 15 jaar gegee. Paulus kom en hy sê, dood, waar is jou angel? Ha, ek en jy vanmôre kan sê, ek weet God is daar. God gee nie vir jou 15 jaar op die aarde nie, hy gee vir jou ewige lewe. Dis wat gebeur het geestelik, dat ek en jy, en ons, dit help nie ons sit hier vanmôre en ons sê, maar ek gaan eendag in die hemel wees. Jy kan nou, in die teenwoordigheid van God, op die aarde kan jy sy heerlikheid beleef. Natuurlik gaan ons hemel toe, natuurlik sien ons uit daarna, maar moenie leef asof jy eendag in die hemel gaan nie. Jy's vanoggend in die hemel, in God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid is dit wat vrede bring en wat die ewige lewe bring. Wat is die boodskap vir die wêreld? Ek en jy verstaan hierdie goed so min of meer. Jy kom so af en toe in 'n kerk, jy hoor 'n prediking, jy hoor 'n boodskap, ons verstaan dit, maar daar's 'n wêreld daar buite. Ons het nou die dag daai getuienis gekry van 'n ouetjie wat vra, hoorie, ken jy vir Jesus? Hy sê, nee, maar hoekom moet ek hom ken? What's in it for me? Hoe werk dit? Die boodskap vir die wêreld daar buite is dat jy hoef nie in 'n stikkende, gebroke lewe te leef, jy individueel nie. Natuurlik is die wêreld stikkend, natuurlik leef ons tussen ander mense. Natuurlik is daar sonde en lelike goed. Hoeveel keer kom ons op 'n punt waar ons sê, maar hoekom het God dit toegelaat? Wat het hier gebeur? Wat het daar gebeur? Maar as ons teruggaan, dan gaan dit oor die individu se besluit. En Jesus kom en hy sê, ek gee vir jou die geleentheid vanoggend, soos wat die son daar opkom en in ons inbrand. Kom Jesus en hy sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal by jou kom woning maak. Jesus wil nie 'n emosionele koppie koffie kom drink vanmôre nie. Jesus wil nie 'n kilometer wors saam met ons eet vanmôre nie, dit ook. Maar hy sê ek wil kom woning maak, ek wil intrek met my gees in jou hart en ek gaan by jou wees en ek sal jou nooit alleen los vir die res van jou lewe nie. Dit is die boodskap van Paasfees vir die wêreld daar buite. Ek wil jou vra, is opstanding Sondag vir jou 'n werklikheid? Ek vra jou. Ek vra jou. Is ons nou hier vanmôre, ons het die hondjie kom laat stap, jy sit 10 toe aan onder 'n boom ook iewers in, maar het dit vir jou werklikheid geword? Wie jy nie hier en nou daai besluit neem om te sê, ek hoor Jesus se klop. Ek maak oop. Die hendel van die deur vir jou hart sit nie binnekant. Dis jou keuse vanmôre om te sê, ek aanvaar. Wat verander? Wat gebeur vandag? As jy daai besluit neem, jy aanlyn daar waar jy is. Wat gebeur wanneer jy 'n besluit maak om te sê, ek maak my hart oop vir die Here? Dan kom ons by Jabok bediening uit en dit gaan nie oor Jabok vanmôre nie, dit gaan oor Christus. Maar dis die model wat ons leef. Jakob en Esau stoei en hulle beklei, dis nag. Esau wil hom doodmaak want hy het sy eersgebore reg gesteel, hy het dit gedoen, hulle is nie lekker nie. Jakob is op pad om te gaan vrede maak. Hy stuur offerbeeste vooruit en hy sê, broer, ek kom, versag jou hart, moenie my doodmaak nie, wat. Ek het daai een het klaar gepraat. Hy sê, wees my genadig. Dankie Rudy. Vanmôre kom God en hy sê vir jou, dankie, die offer is betaal. Jy hoef nie die offerande te bring nie. Jesus het die offer betaal. Die dood is oorwin. God kom by Jakob die nag
by die Jabbok rivier, en hy sê vir hom, los jou vrou en jou familie, los jou beeste, los jou storieetjies, ek soek vir jou. Ek soek vir jou individueel vanmôre, kom. En hy stoei die hele nag met God, wat doen hulle? Daai oggend toe Jakob sien, hy kan nie stoei nie, toe gee hy oor. Toe sê hy, Here, ek is moeg, af het dit. Die lewe maak my klaar, ek is moeg. En hy sê, ek gaan jou nie los, totdat jy my seën nie. En God seën hom, maar op 'n baie vreemde manier. Hy slaan sy heup uit potjie uit, bom. Daar's 'n spreekwoord wat sê, as jy op daai vlak van geestelikheid, van heiligheid, van naby, as jy op daai vlak in die teenwoordigheid van God kom, you will change the way that you walk. Never trust a man without a limp. As jy in die teenwoordigheid van God kom op daai vlak, verander die manier waarop jy loop. God seën hom. Hy verander sy naam. Hy verander sy naam. Hy gee oor, dis 'n nuwe begin. Hy verander sy naam. Hy sê jou naam sal Jakob wees, nie meer Israel nie. Hy gee vir hom 'n nuwe destiny. Kom Boeta, goeiemôre. Welkom, kom join ons. Hallo. Kom sit gerus, jy's welkom hoor. God sê vir Jakob, ek verander jou naam, sodat jou destiny, jou toekoms, nuut word. En dan sê hy vir hom, ek seën jou, sodat jy die nasies tot seën kan wees. Dit wat ek en jy vanmôre ontvang, die genade van die Here, die liefde van Jesus, dis nie vir jou en vir my nie, dis vir die ou langs jou. Dis vir die ou wat by die huis sit en wag vir jou. Dis vir jou familie, dis vir iemand daar wat ver is, wat sê, ek het die Here nodig. Dis hoekom ek en jy doen wat ons doen vanmôre. So, goeie Vrydag was goed. Maar opstanding Sondag is waaroor dit gaan. Sonder die kruisiging was daar niks. Sonder die opstanding was daar nog minder. Jesus het die dood oorwin vir jou en vir my vanmôre. En soos wat die son nou in jou oë skyn, kom God vanmôre en hy sê, ek sien jou. Ek kyk tot binne in jou hart, ek sien jou seer, ek sien jou bekommernis, ek sien jou joy, ek sien jou oorwinning. Wie jy nie vanmôre daai nagmaal elemente dons vir jy nie ons maatjie daar bedien nie, asseblief man. Boeta, jy is welkom om saam met ons nagmaal te gebruik, asseblief. My broodjie het nou hier vasgeplak van die vogtigheid, maar hy gaan werk. Ek gaan jou vra vanmôre, kom ons gebruik die nagmaal saam, jy daar by die huis. Kom ons gebruik nagmaal saam. Die broodjie, Jesus se liggaam, ons is almal deel van sy liggaam. Elke ou het 'n ander rol om te vertolk. Een is die meel, een is die suiker, een is die sout, een wat, jy kan weet wat jy wil vanmôre. Maar kom ons kom voor die Here en sê dankie. Dankie vir opstanding Sondag, dat ons plek kan inneem in sy liggaam. Nie by jou kerk, ek wil 'n diaken word, dit ook, prys die Here. Maar in die liggaam, daar waar jy vanmôre uitbeweeg, by die vulstasie, waar ook al. Net iemand in die oë gaan kyk en sê, weet jy waaroor gaan Paasfees? Weet jy hoe werk hierdie ding? Ek en jy is deel van sy liggaam, op grond van sy bloed wat gevloei het vir jou en vir my. So kom ons deel dit saam. Kom ons gebruik dit saam. Kom ons sê, Here, dankie dat ek deel van jou liggaam kan wees. Dankie vir vergifnis, vir vryspraak. Dankie vir ouers. Dankie dat ons vanmôre vernuut oorbegin. Die prys is betaal. Kom ons gebruik dit saam. Vader, in Jesus se naam, Here, ek kan u liefde voel op my rug. Ek kan voel hoe die koue, die vogtigheid, die dou gaan lê, terwyl u sonstrale deurkom op my rug. Dankie dat u vanmôre in ons siele inkyk, in ons harte inkyk en vir jou sê, my kind, ek het jou lief. Die prys is betaal. Dit is volbring. Maar meer as dit,
Jesus, dankie dat U uit die dood uit opgestaan het en dat dieselfde Heilige Gees, wat Jesus daai oggend uit die graf kom ophaal, hier en nou betrokke is, beskikbaar is, aan die werk is, om vir jou en vir my te kom sê, ek wil jou uit die dood uit ruk, ek wil jou uit die dood uit opwek na 'n nuwe lewe toe. Dankie Here vir Opstanding Sondag. Dankie vir Paasfees. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons U mag Vader noem in Jesus se naam. Amen en amen. Julle, dis my storie. Ons gaan een laaste liedjie sing. En nou is die son op, almal is wakker. Ons gaan hom bietjie tune, sissa. Kom ons sing saam. En kom ons sê net vir die Here, baie dankie, vrede vir julle, baie dankie. Ons groet julle aanlyn. Dankie, blessings, mooi gaan. Ons praat weer. Abraham, jy kan daar stop. Baie dankie.